Daar's hy. Baie dankie. Ons tema, broers en susters, die granate bloei in Paastyd. En ons gaan lees in 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3. Ons gaan vanaand 'n klomp skrifgedeeltetjies aanhaal in die diens, maar in 1 Korintiërs 3 wil ek hê dat ons net 'n paar verse lees. 1 Korintiërs 3, hier van vers 10 af. En dis in my Bybel op bladsy 219 in die Nuwe Testament. Kom ons sit so en dan maak ons oë net bietjie vir 'n oomblik toe. Dankie Here dat ons in die huis kan wees op so 'n besonderse aand. Dankie Here dat U alles laat meewerk, ook in hierdie hele week waarin ons is, om saam met U te stap. En as ons saam met U stap, Here, dan is ons die hele tyd bewus daarvan, dat ons ook maar soos Petrus en die ander disippels U wil verloon en verraai, en bang weghardloop, en struikel, en dalk selfs ook soos in Judas, U dikwels verraai, en ontken dat ons U ken, wanneer die druk te veel word. Maar dankie dat U nogtans ons hand vashou, en dat U ons nie wegstoot nie, soos U ook nie die disippels weggestoot het nie. Maar nou hulle toe teruggekom het op die Sondag aand, en hulle gegroet het met U vredesgroet, vrede vir julle. Dankie dat U vanaand ook vir ons U vrede in ons harte wil gee. Want Here, as dit van onsself afhang, dan kan nie een van ons vanaand hier wees, om saam met U aan die tafel te kom sit nie. En tog, laat U ons toe. Dankie vir elkeen in wie se hart U gewerk het, om hiernatoe te kom vanaand. En dis my gebed, Here, dat U nou hierdie hele aand, Heilige Gees so in ons harte werk, en dat ons gedagtes nie wegdwaal nie, en dat ons hier sal wees, in die oomblik sal wees, en opgewonde, soos toe ons gesing het aan die begin, elke oomblik voluit geniet, en weet ons is by U, en ons is heerlik bevoorreg. Kom Here, praat met ons, spreek deur die woord, en laat ons gehoorsaam luister. In Jesus naam, amen. In die gedeeltes wat ons vanaand gaan lees, gaan die tempel ook na vore kom, en die versiering van die tempel, en die hoofpriester, ensovoorts. Maar dan is dit so belangrik om te bly onthou, soos in 1 Korintiërs 3 van vers 10 afstaan, julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fundament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. Die fundament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fundament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand vir werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. En dan vra hy, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Elkeen van julle wat vanaand ook hier sit, is deel van die tempel van God. Broers en susters, ons versie wat ons net wil herhaal is, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. En ons tema, die granate bloei in Paastyd. In die geskiedenis van die Christendom, van die kerk, het beelde nog altyd 'n vreeslike groot rol gespeel. En die rede natuurlik is dat die groot leermeester, die een in wie se voetspore ons loop, Jesus, het in beelde gepraat. Die Here het feitelik nooit vir die mense iets vertel, as hy dit nie aan 'n beeld kon koppel nie. En iets uit hulle gewone lewe wat hulle gesien het, wat hulle verstaan het, as hy daar op die berg van Saligsprekinge staan, dan kyk hy en dan wys hy so op na die berg op die stad Sigar, en dan sê hy, Sarfat, 'n berg op 'n stad, wat op 'n stad lê, kan nie weggesteek word nie, net so kan jy nie 'n lig onder 'n maatemmer verberg nie. Almal sien sy lig. En dan sê hy, so moet julle lig skyn. En so kan jy aanhou. Elke keer gebruik die Here beelde. In die geskiedenis van die kerk oor die laaste 2000 jaar, het baie beelde 'n spesiale plekkie gekry.
soos die beeld van 'n anker. En baie mense dra ook 'n ankertjie eers. Want die anker sê ons vir ons, soos in Hebreërs 6 vers 19, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker. En ons weet mos van die mooi verhaal, die gelykenis van jou huis wat op die rots gebou is, en ons wat ons geloof op die rots bou. En daarvan is hierdie anker vir ons 'n simbool. 'n Ander simbool wat in die vroeë kerk baie gebruik was die beeld van 'n visie. Want veral toe die Christene vervolg was, in die eerste 300 jaar na Christus, voor Konstantinopel se dae, was die Christene vervolg, en het baie van hulle die enigste manier om vir die wêreld te kon wys wie hulle is, het hulle maar 'n visiekie ergens uitgekrap, by hulle huis, of teen die rots, dat die mense kon sien. En natuurlik, want in Matteus 4 het die Here gesê, hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Die oomblik as jy die Here aangeneem het, dan loop jy saam met hom op die lewenspad, en dan gebruik hy jou weer, om ander soos visse te vang vir hom, vissers van mense te maak. Die vissersbeeldjie het ook later 'n naam by gekry, want vis in Grieks beteken eintlik ichthus, sê hulle vir hom. En daar soos dit daar staan. En daai woordjies het hulle dan ingelas om te sê, die U vir Jesus, die CA vir Christus, die TA vir God, en die U vir Seun, en die S vir ons redder. Jesus Christus, die Seun van God, ons redder. En dit was die boodskap wat in die wêreld kon uitgaan. 'n Ander baie belangrike beeld wat baie in die kerk gebruik was die beeld van 'n wielietjie. Want veral as hulle nie geheim wou gesê het wie hulle glo, dan het hulle hierdie 'n wielietjie amper soos 'n ossewa se wiel of 'n perdekar se wiel, het hulle 'n wielietjie gehad. As jy by Efese in Klein-Asië in die stad instap, het ons vir die mense gebei, op die randsteen het ons hierdie afgeneem, is daar 'n wielietjie geteken. By Laodicea ook in Klein-Asië, daar's ook naby net Laodicea, daar teen die berg, daar's ook by die ingang van die stad ook so 'n wielietjie geteken. En die betekenis daarvan natuurlik was, van daar aan die kant is dit uitgekrap, die reguit lyntjie staan eintlik vir Jesus, en die X daar staan vir Christus, en die T, so 'n theta staan vir Theos, met ander woorde God, en die Y staan vir Huios, dit beteken seun, en 'n Z wat jy nou verskillende maniere in die speke kan sit, staan vir Zoter, en dit beteken eintlik Jesus Christus, God Seun Redder. Hulle belydenis, Jesus Christus is die Seun van God, en hy is ons redder. Die eerste belydenis wat Petrus gemaak het, daar in Matteus 16, by Hermonberg, toe die Here vir hom vra, maar wie sê die mense is ek? En dan vra hy, maar wie sê julle is ek? En dan sê Petrus vir hom, Here, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê die Here vir hom, as jy dit in jou hart glo, is dit net die Vader, is dit net die Heilige Gees, God wat dit in jou bekend gemaak het, as jy dit glo met jou hele hart. En hierdie beeld was baie deur hulle gebruik. En dan natuurlik 'n kruis. Hoeveel mense vanaand in die kerk het iewers 'n kruisie, 'n hangertjie van 'n kruis? Steek bietjie hande op. Iewers 'n hangertjie. Kyk net hoe gaan die hande op. So die kruis is vir ons verskriklik belangrik, en baie van julle het 'n hangertjie aan of iets van 'n kruis, en by julle huise, voor ons huis se garage hang daar 'n kruis. En natuurlik die eerste kruis het so gelyk soos daai ene, nê, want dis die Jerusalem kruis. En dit was 'n kruis wat net gewys het na die 4 hoeke van die aarde toe, moet die kruis uitgedra word. Want in Markus 8 staan daar, Jesus het toe die menigte mense saam met disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En die belangrike is, nee, as ons 'n kruisie dra, weet ons dit nog. As ons daai mooi kruisie dra. Baie keer as ek in Elspie sport kyk, en ons nou dag weer 'n tennisspeler, en die kamera so op hom fokus, toe sê ons, hy dra kruisie. Ons hoop hy's 'n Christen. En ons hoop wat hy dra, weet hy. En ek hoop jy weet, as jy 'n kruis dra, dat dit simbool is daarvan, dat jy vir die Here gesê, Here, ek sal u kruis opneem, en u volg. Gewone houtkruisies ken ons almal. En deesdae sien ons baie plekke kruise ook met die lettertjies op, INRN, en dit staan natuurlik vir Jesus, Nasaret koning Jode. En dis die woorde wat aan die kruis vasgespijker was, wat Pilatus laat skryf het, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode, INRI, en dis wat dit beteken. Om hierdie belydenis, of hierdie wat Pilatus geskryf het, sonder dat hy eintlik weet wat hy doen,
want net voor in daai hoofstuk lees ons nie, toe hulle Jesus spot juis die aan, dan klap hulle hom en dan sê hulle, jy's mos die koning, sê vir ons wie het jou geklap, en dan spoeg hulle op hom en hulle martel hom, met jy's mos die koning, en trek vir hom 'n purper mantel aan, en sit vir hom 'n doringkroon op, soos hier op die kruis is, en spot met hom in sy koningskap, en dan die einde by die kruis, dan spyker Pilatus daar vas, in Grieks, Hebreeus en Aramees, die 3 tale wat hulle geken het daar, en op die kruispad, buitekant die poort van die stad, waar almal verbygaan, en almal kon sien, hierdie is die koning van die Jode, hierdie is die koning, wat in die wêreld toe moes kom. Dan 'n beeld wat ons natuurlik almal ken, is die van 'n skaap. En mens wonder as jy nog ry en skape sien op 'n plaas, en 'n skaap is so 'n mooi ding, en dan onthou ons, die Here het gesê, ek is die goeie herder, en ek lê my lewe af vir die skape. Dat elke skaap jou moet herinner, maar ek is soos 'n skaap, feilbaar, swak, ek kan myself nie verdedig nie, en die Here gee hierdie mooi beeld, maar hy is my herder, ons sing dit in Psalm 23 ook, wat Dawid al gedig het, die Here is my herder, hy lei my, en hy bring my waar ek moet wees. Beelde wat ons in die kerk hoor, en Sondag het ons gehoor, die beeld van 'n donkie, op Palmsondag, dat elke donkie 'n kruis op sy rug het, en dat die donkie nodig was om vir Jesus Jerusalem binne te dra, wat nie regtig was nie, maar die Here doen dit sodat die skrif van Sagaria 9 en Jesaja 62 vervul kon word. Kyk, jou koning kom na jou, en hy's nederig, hy ry op 'n donkie, die vol van 'n pakdier. En natuurlik dan die simbool, as ons ooit weer 'n donkie sien, om te weet, ek is ook 'n donkie vir die Here, soos wat die sendelinge in ons kerk vroeër jare hulle self genoem het, donkies vir Christus, wat die evangelie, die kruis, die wêreld indra. Sondag na kerk, toe wys Alta Swanepoel vir my in haar kar hang 'n kruisie van jare terug, se Pinksterreeks oor die donkie, en daar op die kruis het sy geskryf, ek is ook 'n donkie vir die Here. En mag ons dit elkeen wees in hierdie beeld onthou. En natuurlik die mooiste van alle beelde, die belangrikste beeld, is die beeld wat ons vanaand kry, hier op die tafel, van brood, van die koring, en van wyn, van die druiwetros, as simbool van Jesus se liggaam en bloed. Maar ek wil vir julle net herinner aan die mooi beeld van die granaat. En miskien moet ek net eers ietsie vertel. Jare gelede het ek een keer oor die granaat gepreek. En ek en Elsbie Rypot se stroom, toe ek vertel vir, ek soek 'n beeld, en ek het toe gedink aan die granaat vir 'n preek. En ons gaan doen hospitaalbesoek daar, en toe terugkom, dan sê ek vir hom, ek weet nie, waar gaan ons granate kry nie? En toe ons by die Potch uitry, sê ek vir hom, maar ons moet nie die Silopad omry nie, kom ons ry die N12, want die op die N12 is mense van ons gemeente, en die vrou se ma is baie siek, dan ry ons daar by hulle aan. En ons kom daar, en die hele tyd praat ons wonder, waar sal ons granate kry? En ons gaan daar in, en ons gaan sit in die tuin, en kuier, en lees Bybel, en bid vir hulle, en die vrou sê, sy gaan vir ons koffie maak, en Elsbie stap saam met haar, kombuis toe. En in die kombuis staan daar so 'n groot sak, en Elsbie staan so teen die kas, sy sê vir die vrou, en wat is die? Sy sê, nee, my man het vanmiddag 'n klomp granate gepluk, maar weet nie wat om dit te doen nie. En dis soos wonderwerke werk. Toe gee die Here vir ons die granate. En toe kon ek dit gebruik. En 'n maand terug sit ons op Elandsfontein, toe ek verjaar, kuier ons familie daar vir die naweek. En ek sit en dink, en ek sê vir Elsbie, ek is lus om weer oor die granate preek. En ek wonder, waar sal ons granate kry? En ons sit so in kuier, en hier kom Giel aangestap, my swaar, en hy kom sit hier langs ons, en hy sny 'n granaat soos hierdie oop. En ek sê, waar kry hom? Hy sê, nee, hier agter ons is baie granate in die bome. En al hierdie pluk ons toe daar op Elandsfontein, Koos het vir ons daar gaan pluk. En toe weet ek, die Here gee dit vir ons. So gee die Here altyd wat jy nodig het. Wat is die oorsprong van die granaat? Waar kom dit vandaan? Hoe kom 'n beeld? In Numeri 13 lees ons, wanneer Moses die verspieders die land binne stuur, om te gaan verken Israel, wat hulle nou hierdie land moet ingaan of nie. Dan kom die verspieders terug, die 12, en dan bring hulle allerhande goed saam wat hulle gebring het, en onder andere lees ons, Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken, en vir hulle gesê, trek deur die Suidland, en op na die bergwêreld toe. En dan verder aan lees ons, toe hulle by Eskolspruit kom, het hulle daar 'n rank met 1 druiwetros afgesny. 2 van hulle dit aan 'n stok gedra, saam met 'n paar granate
en vye. En wat hulle terugbring vir Moses was, Moses, ons kan hierdie land intrek, sê Josua en Caleb, maar kyk net hoe mooi is die land, en deel van die mooi is, hulle wys vir hom die granate, wat hulle hier gepluk het. En hierdie granate speel van daar af, die hele tyd in die geskiedenis van Israel, 'n verskriklike groot rol. Want die granate was altyd vir hulle ook simbool van, gehoorsaam ons die Here nie. Want, ons lees in Deuteronomium 8, daar staan, jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen. Jy moet hom dien, want hy sal jou in jou goeie land bring, 'n land met waterstrome, met fonteine, met riviere, wat in valleie en berge ontspring. 'n Land met koring en gars en wingerde en vyebome en granate. 'n Land met volop olyfolie en heuning. Dan word al die mooi dinge gesê, waarmee die Here julle gaan seën, as julle gehoorsaam is aan die Here, en as julle aan hom glo, en as julle hom lief het, gaan hy julle dit alles seën, en onder andere, het ek daar onderstreep, gaan hy granate gee. Maar behalwe daarvoor was granate vir God in die Ou Testament een van die heel mooiste goed om mee te versier. Waarskynlik die heel mooiste iets wat daar is. Want wanneer hulle die voorskrif kry om die tempel te bou in Jerusalem, en die tempel kom in die plek van die tabernakel, wat hulle al die jare met die uittog gehad het. En Dawid bou al en hy kon nie, en dan kom Salomo en hy bou die tempel, en dan kry hulle haarfyn voorskrifte by die Here, hoe moet die tempel nou gebou word, want die tempel is simbool van dis waar God woon, dis waar die Here God gaan wees. En dan lees ons onder andere oor die versiering in die tempel, en dan staan daar in 1 Konings 17 hierdie woorde, aan die bokant van die kapitele, op die pilare, net waar die kelke dikker word, teen die kante van die roosters, was rondom 200 granate in rye. Die enigste iets wat God kies uit sy skepping uit, is granate. Hy sê, hierbo om die tempel, natuurlik nou nie regte granate nie, maar soos granate nagemaak, moet hulle 200 granate maak, wat daar om die tempel vas is, as versiering, dat die tempel mooi kan lyk. En behalwe daarvoor, die hoëpriester, wat mos God verteenwoordig, wat in die tempel ingegaan het, eenmal 'n jaar in die allerheiligste, om die offer vir die God te bring op Yom Kippur dag. Die hoëpriesters word haarfyn beskryf, hoe sy kleredrag moes lyk, die 12 stamme se wapens, wat hy voor op sy borsharnas dra, en alles wat beskryf word van hom. Maar dan staan daar so mooi van die hoëpriester geskryf, hoe moet hy vir sy kleredrag versier word? Dan staan hy Eksodus 28, rondom die some moet jy granaatjies van blou pers en bloedrooi wolstof maak, met goue klokkies tussenin. Dis al versiering wat ons wil lees is, om die mantel van die priester, want as hy loop, moes die klank weer klink, hulle moet hom hoor. Maar tussen die klokkies, moet daar gekleurde granaatjies wees, wat hom versier. So spesiaal is dit vir God, dat hy die granaat kies vir die hoëpriester se versiering. Maar natuurlik was dit ook so met straf, Wanneer die volk aan die Here ongehoorsaam was die granaat ook dikwels weggehou as 'n teken van straf. Want in Joël 1 lees ons, die wingerd het verdor, die vyeboom staan verdroog, die granaat, die dadel en die appel, ja, al die bome in die boord het verdor. Daar het 'n einde gekom aan die vreugde van die mense. Want die mense wou nie hoor nie, die mense is nie gehoorsaam nie. En dan kom 'n einde aan hulle vreugde. En selfs die granate en die dadels, alles, word van hulle weggeneem. Wat beteken hierdie wonderlike teken vir ons vanaand? En broers en susters, ek dink die Here sou tevrede wees as ons 'n granaat vat en dit miskien op hierdie besonderse aand as 'n beeld gebruik. En vir my is die mooiste beeld van die granaat as jy hom so oopbreek, dat hy rooi is binne-in. En dan dink ons in Hebreërs 9, nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy bloed van kalwes en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hierop die wetboek self, sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Dat die rooi 'n simbool is van die bloed. En daarom lees ons in Lukas 22 met die beker na die maal, dat hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Dat hierdie rooi kleur ons laat dink vanaand aan die simbool van die
van die wyn, as teken van die bloed van Jesus, die bloed wat ons vrygemaak het, vrygekoop het, skoon gewas het. Ek dink ook, die granaat wat so mooi is, en as versiering moes dien, en dankie vir Maronay wat vir ons alles so mooi versier het, met die rooi blomme, en die granaat, alles vanaand aan te pas daarby. Moet vanaand vir ons 'n simbool wees van, dit lyk mooi. En as jy kyk, en jy kyk na hierdie granate en die versiering, dan lyk dit mooi. En ons wil hê dit moet mooi lyk in die Here se huis. Maar die vraag is, as die Here vanaand van vooraf na jou toe kyk, en net na jou kyk, en hy wat in ons harte inkyk, en ons gedagtes inkyk, wat sien hy by ons? En dan dink ek aan 2 Korintiërs 11 waar staan, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het, as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring, en die man is Christus. Dat ons vanaand hiernatoe kom as die bruid van die Here, versier mooi, soos die hoofpriester versier was, soos die tempel versier was, en ek en jy moet hier kom sit, en dat ons versier is, nie met granaatjies nie, maar met liefde, toegedek met die bloed van Jesus, met liefde in ons hart, in ons oë, in ons harte, in ons hande, in ons ore, en dat ons vir die Here mooi lyk. Dat as die Here vanaand na jou kyk, hy kan sê, ek is tevrede oor jou my kind, jy lyk vir my mooi, skoon gewas, vrygekoop. 'n Granaat is die enigste plant wat 'n kroontjie dra, en die meeste van hulle, ek het hulle getel, het 6 blaartjies in sy kroon, hierdie enetjie ook, jy kan hulle ook maar tel. Natuurlik, want 'n kroon is vir die koning, maar ek dink die volmaakte getal in die Bybel is 7, die getal van God. En miskien wil die granaat, al is hy die mooiste van al die vrugte, ook 'n koningsvrug wees, maar daarom nie heeltemal soos die koning nie, net met 6 blaartjies, bietjie minder, maar tog 'n kroontjie vir die koning, om aan hom al die eer te gee. En ons dink aan hierdie aand aan die koning, nie, wie se bloed gevloei het. Pilatus het 'n opskrif geskryf, het aan die kruis gesit, en daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Vir hom, en elke granaat, wat jy ooit weer in jou hande neem, en wat jy wil sny om te eet, met jou laat dink, dis 'n koningsvrug, en dat my dink aan die koning van alle konings, Jesus Christus, die koning van Nasaret. 'n Granaat, as jy hom oopsny, het pitte, en ek het gaan oplees, en interessant, dat die geleerdes sê, die pitte kan wissel, van 300, en die maksimum wat hulle al in 'n granaat gekry het, is 1400 pitte. En toe dink ek, dit kan van 'n gemiddelde gemeente, tot 'n groot gemeente wees. En al hierdie pitte, in so 'n groot granaat, jy moet nie afval nie, word in een granaat vasgesit. En in hierdie granaat is soveel pitte as wat in die hele Volknoord gemeente is, waarskynlik. Almal saam in een gemeente. En dat my dink aan 1 Korintiërs 12 nie, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, hulle hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Soos al hierdie pitte in een granaat saamgevat word. Ek dink so sit die Here vanaand sy arms om ons, en vou hy ons toe, en is ons een by hom. Elkeen anders, elkeen uniek, oud, jonk, groot, klein, man, vrou, kind, en tog almal een in Jesus Christus, en ons het mekaar lief, vasgebind deur die bloed van Jesus. Granaat is natuurlik ook van al die vrugte, die een vrug wat die beste kan verouder. En daarom was dit vir hulle in hulle woestynlewe so kosbaar, om granate te hê en lank te kon bære, voordat dit soos 'n ander ding sommer vinnig na 'n dag of wat tot niet gaan, kon die granate bære en verouder. En Johannes 5 sê, hierdie beskryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En dis die wonderlike, wat is langer, en wat word langer behou, as dit wat ewig is. En as jy vanaand hier sit,
en jy glo in die Here, en jy kan op hierdie oomblik sê, Here, dankie dat U my verlosser is, U is my Here, ek het U lief, ek behoort met my hart en siel aan U, die lied wat ons aan die einde gaan sing ook, en ek kan dit sê uit my hart uit, dan wil ek amper sê, dan verouder jy net nie, jy word behou, jy word bewaak, jy word bewaar vir ewig. Dan is jou lewe vir altyd. Want dan kan selfs die dood niks aan jou doen nie. Dan word die dood mos maar net 'n deurgang na die ewige wonderlike heerlike lewe saam met die Here, waar ons geliefdes wat al gegaan het vir ons wag, alreeds daar is. En mag die granaat ook vir jou daaraan laat dink. Die Here het hom gemaak dat hy lank kan hou. Maar hy het ons gemaak dat ons vir altyd kan hou. Nie net lank nie. As jy vrygekoop is met die bloed van Jesus, en as jy glo in die een wie se bloed vir jou gevloei het en sy liggaam vir jou gebreek is, dan hou jy vir altyd. In Suid-Afrika, in ons omgewing, bloei die granate in Paastyd elke jaar. Mag dit altyd vir jou herinner aan hierdie tyd en aan die simboliek daarvan, dat Jesus is die koning wat vir my gesterf het, en ek moet mooi lyk vir hom. Amen. Kom ons sing lied 299, vers 1 en 2, terwyl julle so